earth and heaven bow. Come join in the eternal song. Holy, holy, holy are you, Lord. All creation sings holy, holy, holy are you, Lord. As jy my nie ken nie, my naam is Driekus en dis vanoggend my voorreg om hierdie reeks wat ons genoem het geplant, is dit wat ons genoem het, voor te sit. Ekskuus, nou kom hier 'n kennisgewing op, dis nie nou tyd nie. Die kinders kan uitgaan, amper vergeet ons van julle, die kinders kan uitgaan, kinderkerk toe, julle gaan 'n goeie tyd daar hê. Baie dankie almal wat hulle bedien, vanoggend mag die Here vir julle genade gee. Ons het altyd genade nodig, is dit nie? Goed, so ons is in die reeks van boodskappe geplant en hierdie is die derde een waarvan ons nou praat en ons kernvers sover, of wat ons gebruik in hierdie reeks, is Psalm 1 en dit sê vanaf vers 2, gelukkig is die mens wat vreugde vind in die gebooie van die Here en sy voorskrifte dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd, sy blare verwelk nie, in alles wat hy doen, is hy voorspoedig. En ons het gesien dat die prentjie wat God vir jou lewe het, is een waar jy permanent geplant is, langs sy strome van lewende water, sodat jy sy vreugde, sy vrug en sy veiligheid kan beleef. Dit is wat God wil hê vir ons, dit is wat hy dink van ons, dit is wat sy hoop en sy verwagting is vir ons, dat ons hierdie vreugde, vrug en veiligheid sal beleef. Nou, om geplant te wees langs waterstrome, is in die eerste plek 'n posisie of 'n identiteit. Ons is geplant in Jesus, ons is geanker in Jesus, gewortel in Christus. Dit beteken jy is wedergebore, jy is geregtig deur die bloed van die lam. So dis in die eerste plek 'n posisie, 'n identiteit wat jy het. Maar, dan sien ons ook dat wat hy sê in die skrif, hulle vind hulle vreugde in die gebooie van die Here en hulle oordink sy voorskrifte dag en nag. Met ander woorde, daar is 'n posisie, daar is 'n identiteit, maar ek het 'n aktiewe deelname van my kant af en hierdie deelname van ons kant kan ons noem geestelike dissiplines of praktyke of gewoontes. Dis goed wat gelowiges doen om hulle self doelbewus, hulle lewens te bou en hulle algehele geestelike gesondheid en groei te verseker. So dis ons spiritual habits, dis waarvan ons hierdie praat. Nou, as jy nou ken van plantkunde, wie van ons het plantkunde al iewers op skool gehad, ek gaan gou vir jou 'n vinnige recap gee, soos hulle sê. Want ek wil dit vergelyk, hierdie gewoontes, hierdie geestelike gewoontes, kan jy vergelyk met die vaskulêre stelsel of die vaatstelsel van 'n plant. Die xyleem of die phloem, kan julle daai woorde onthou, wat binne in 'n plant is, en wat daai goedjies doen, is dit vervoer die water, die minerale en die energie op en af deur die plant. So dit help veel, die plant staan lekker in gesonde grond en goeie water, maar daai is nie phloem of xyleem om die goed te vervoer binne in die plant nie. So dit is daai geestelike praktyke, daai dissiplines, dit vervoer die genade van die wortels reg deur jou lewe, reg deur elke aspek van jou lewe. So dit is nou goed waarvoor ons verlede week het Albertus gepraat van die woord, en hy het gesê, as ons wil mense wees wat vrug dra in elke seisoen, moet ons in die woord wees, moet God se woord 'n prioriteit wees, om dit te lees, om dit te bestudeer, om dit te memoriseer, en hy het my uitgedaag en gevra, wanneer laas het jy aktief 'n skrif gememoriseer? Dis amper 'n kuns wat verlore gegaan het in die moderne era. En ons net weer herinner het, hierdie goed is belangrik, hierdie goed is kragtig, maar dan meer belangriker as enigiets anders, om die woord toe te pas en te gehoorsaam. Dit help veel, jy kan Psalm 119 uit jou kop uit opsê, maar dit is nie deel van jou lewe nie.
Dis nie toegepas in jou lewe nie. Dis nie, jy kan dit nie, die refleksie is nie in jou lewe nie. Dan help dit veel, dan mors ons eintlik ons tyd. Vandag gaan ons spesifiek kyk na 'n lewe wat gewortel is of geanker is in gebed. In gebed. En ek glo dit gaan vir ons 'n uitdagende woord wees. Kom ons bid saam oor hierdie gebed reeks of woord. Here, dankie dat U wil met ons praat en dat U wil hê dat ons met U praat. En Here, vanoggend bid ek dat ons ontvanklik sal wees vir U woord. Ek bid dat U ons sal uitdaag, dat U ons sal inspireer, dat U ons sal motiveer, dat U ons sal bekragtig om te doen wat U ons geroep het om te doen. Aan U al die eer in Jesus naam. Amen. In Lukas 11 vers 1, en ek gaan heel wat skrif lees, maar kom ons begin by daai skrif. Eenmaal was Jesus ergens besig om te bid. En toe hy klaar was, het een van sy disippels na hom toe gekom en gesê, Here, leer ons om te bid, net soos Johannes sy disippels geleer het. Nou jy moet net vir 'n oomblik dink, wie is nou hierdie mense wat hom gevra het om te leer om te bid? Dis Joodse volwasse mans. Nou as jy 'n Jood is wat jou sout werd is jy nie onbekend met gebed nie. Hulle bid al van kindsbeen af, bid hulle in die sinagoge, in die tempel, hulle bid in die huis, hulle het daai Shema, wat hulle herhaaldelik bid deur die dag as 'n roetine. So dis nie asof hulle leuke was in die praktyk van gebed nie, of dat hulle niks geweet het van gebed nie. Hulle is nie onervare nie, dit was 'n deel van hulle lewens. Maar hulle het na Jesus gekyk, hoe hy bid, wanneer hy bid, wat hy bid, en hulle het gedink, maar ons mis uit op iets. Hy doen goed, hy sê goed, hy kry goed, hy het effek wat ons nie het nie. En dit het hulle geïnspireer om die vraag te vra, Here, leer ons om te bid. Nou as ek daai woorde lees, dan is dit asof ek hulle frustrasie kan beleef. Ek kan dit voel. Hulle bid hulle lewe lank, maar hulle kry nie dieselfde resultate nie. Hulle voel nie dieselfde goed nie. Hulle het nie dieselfde commitment. Ek sukkel altyd met daai woord in Afrikaans. Toewyding. Dieselfde toewyding aan gebed nie. Hulle voel frustreerd, maar terselfdertyd, hulle sê Jesus leer ons bid, so daar's 'n hoopvolle verwagting, daar's 'n miskien kan dit anders wees. Miskien as Jesus ons leer, dan gaan dit nie meer so roetine wees nie, gaan dit nie meer so droog wees nie. Dan gaan dit dalk lewe wees. Hulle het iets anders gesien by Jesus. Nou, dink gou aan jouself, maak dit gou persoonlik vir 'n oomblik. Het jy al ooit gefrustreerd gevoel met jou gebedslewe? Jy hoef nie te antwoord nie, maar ek kan amper waarborg dat elkeen van ons sal sê ja. Op 'n stadium het ek frustreerd gevoel met my gebedslewe, gesukkel om te bid, gesukkel om aan die gang te kom, gesukkel om dit in 'n roetine te doen, gesukkel met my gebedslewe. En ek dink daar kan 'n verskeidenheid van redes wees, en hier is 'n paar wat ek wil uitlig. Die eerste een is skuldgevoelens. Ons voel skuldig. So Christene in hierdie vertrek weet gebed is nodig. Hulle weet gebed is kragtig. Hulle weet as ons bid, dan sal daar dinge gebeur. Maar ons bid nie. En dan wat gebeur is, ons voel skuldig omdat ons nie bid nie. En hoe meer skuldig jy voel, het jy al ooit gevoel dat skuldgevoel jou motiveer? Vir my laat skuldgevoel my net nog meer gaan sit in 'n hoekie myself jammer kry. Wat is daai ding van sit in 'n hoekie en eet 'n wurm of wat ook al. Maar in 'n geval, so skuldgevoelens, skaam te kry, veroordeling, was nog nooit 'n goeie motivering nie. Weet nie of jy so funksioneer nie, maar vir my sekerlik kan dit my eintlik nog meer passief maak. Dit kan nog meer veroorsaak dat ek dit vermy of dat ek dit uitstel, want nou voel ek skuldig. So, nou moet ek eers 'n opmaaktyd hê. Daar's daai eerste dag van, Here, ek's jammer, ek wil asseblief meer bid, help my, en dan kan ons nou vordering maak. En daai eerste dag van marteling is net vir niemand lekker nie. So ons stel dit uit. Dan kom ons nooit weer in die roetine van gebed nie, want ons voel skuldig. Die disippels wou nie meer leer oor gebed omdat hulle skuldig gevoel het nie, maar omdat hulle geïnspireerd gevoel het, gemotiveerd gevoel het, omdat hulle honger was vir meer. Wat ons nog kan frustreer of keer of pla in ons gebedslewe, is 'n gebrek aan fokus. En ek dink dis dalk in ons moderne era een van die belangrikste of grootste probleme wat ons het. Jy kry dit actually reg om tyd te maak om te bid,
maar jy kry net nie jou aandag daar gehou nie. Voordat jy weet, is daar 'n foon wat lui, of daar's 'n kennisgewing, jou gedagtes dwaal, jy begin dink aan wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie, jy dink aan gesprekke wat jy gehad het, gister het ek dit gesê en ek moes nie dit gesê het nie, en jy begin jou gedagtes begin dwaal, en dit is so moeilik om net jou fokus te hou in gebed. Of, as jy baie eerlik kan wees, jy is net verveeld. Jy weet nie lekker hoe om nou hierdie tyd meer opwindend te maak nie, en jy voel verveeld met jou gebedslewe. Weet, ons sal dit nooit, daar is nie 'n gevoel wat julle mee bekend is nie, maar ek dink ek het al so gevoel. Dan, party mense het 'n gebrek aan selfvertroue, as dit kom by gebed. Jy weet nie lekker hoe nie, jy weet nie lekker wat om te sê nie. Hulle praat van spandeer 'n uur in gebed, jy dink, as ek 'n minuut lank bid, dan is dit wonderlik. So jy het 'n gebrek aan selfvertroue. Ekskuus. Jy weet nie regtig hoe om te bid nie, en mense sien dit veral as jy saam met ander mense moet bid. So die oomblik wat daar vir jou gevra word om, sê nou maar, in 'n groep te bid, of daar's 'n gebedsontmoeting, dan voel jy, nee, ek weet nie of ek kan saam. Want jy ken mos hierdie professionele bidders. Ons het hulle hier in ons kerk. Mense wat al hierdie groot woorde gebruik, wat al hierdie dinge weet, hulle kan skrif gaan haal, daai Deuteronomium en uit klaagliedere, en jy het nog nooit eens geweet, daar is so 'n boek soos dit hier. Of hulle noem Jehovah Nissi, Jehovah Rapha, en jy weet nie van wat jy weet van 'n Nissan en 'n Toyota, jy het nie 'n saak, jy weet niks van ander, en jy voel geïntimideerd. En ons sien dit baie keer in ons kerk, in hierdie kerk, as ons vra dat mense met in groepe bid, dan kan jy sien, daar's amper 'n floute wat op 'n party mense wil oorkom. Hulle sê, asseblief, moet my net nie laat bid nie. Want ons voel onseker, ons het nie selfvertroue om te bid nie. Vir party van ons is dit 'n gebrek aan geloof. Jy is nie seker dat God dit sal doen nie. Of jy glo dat hy dit kan doen, maar jy weet nie of hy dit vir my wil doen nie. Hy sal dit vir Hanlie doen, hy sal dit vir Peer doen, maar ek is nie so seker of hy dit vir my sal doen nie. Ek is nou nie een van sy wit skape nie. Of ons wonder, hoor hy ons ooit? Is hierdie dak so dig dat hy ons nie kan hoor nie? Of gee hy nie om nie? Ons wonder, gee hy om? Ons is nie seker oor dit nie. Party van ons het al hard gebid. Hardop en hard en lank gebid vir 'n ding, en niks het verander nie. En jou geloof kry seer. Jy raak teleurgesteld, jy raak ontnigter. Dit het nie uitgewerk nie. En jy begin glo of dink dat gebed nie regtig verskil maak nie. En dalk kom jy tot die gevolgtrekking, dit kan vir ander mense werk, maar nie vir jou nie. Nou, ek het nou 'n klomp voorbeelde genoem, wat verhinder jou om te bid? Nou, ek hoop jy sit en dink, niks verhinder my nie, ek bid heel dag, dan is dit wonderlik. Dan kan hierdie skrif jou net verder bemoedig. Maar as jy sukkel om te bid, dink 'n bietjie aan, wat is dit wat jou terughou? Wat is dit waarmee jy sukkel? Hoekom sukkel jy? Want as jy daai vraag kan antwoord, dan kan die Here jou help. Dan kan hy jou leer om te bid. Hy kan dit jou help om dit te oorkom. So ons moet net eers daai struikelblok identifiseer, en dan kan ons dit verder vat. Ek dink die disippels was nie onbekend met hierdie uitdagings nie. Ek dink van hulle het ook skuldig gevoel, van hulle het ook gesukkel om gefokus te bly. Ek dink van hulle het ook nie selfvertroue gehad nie. Maar Jesus se gebedslewe het hulle geïnspireer. En dit het hulle laat besef, ons mis uit. Hoe ek bid of hoe ek nie bid nie, ek mis uit op iets. As ek na Jesus kyk, dan voel ek of ek uitmis. Nou maak nie saak wat jou uitdagings is nie. Elke gelowige het 'n begeerte na 'n dieper koneksie van God, met God. Elke gelowige het 'n begeerte na 'n dieper koneksie met God. Jy sit dalk hier en jy is nie bewus van daai begeerte nie, maar dit beteken nie dis nie daar nie. Die psalmskrywer sê, soos 'n wildspok smag na water, so smag ek na U, my God. So ons almal smag na meer intimiteit, meer koneksie, meer samesyn met God. Maar ons laat toe dat hierdie frustrasies ons weghou van dit af. En toe hulle Jesus se gebedslewe dophou, toe raak hulle bewus van hierdie verlange. Toe ewe skielik besef hulle, Jesus, maar ek is dors, Jesus, maar ek is honger, Jesus, maar ek soek meer. Ek het meer nodig, daar is meer.
Nou, so vanoggend gaan ons kyk, wat het die disippels gesien in Jesus se gebedslewe, en hopelik gaan dit ons ook motiveer en inspireer, soos wat dit die disippels geïnspireer het. In die eerste plek moet ons kyk na die prioriteit wat Jesus gehad het vir gebed. Wat se prioriteit dit in sy lewe gespeel het. Markus 1 vanaf vers 32. En ek dink hierdie is die nuwe lewende vertaling. Dit sê, ekskuus, teen sononder daardie aand is baie siekes en mense wat onder die mag van bose geeste was, na hom gebring. Die hele Kapernaum het by die deur saamgedrom en om alles te sien. Jesus het baie siekes met allerlei kwale gesond gemaak en baie bose geeste uit die mense gedryf. Nog voor dagbreek die volgende oggend het Jesus opgestaan en alleen op 'n stil plek gaan bid. Ok, so ek hoop jy het nou hierdie prentjie gevolg. Jesus het 'n baie besige dag gehad. Tot in die nag in het hy gewerk, het hy bedien, was hy besig onder druk. Mense het verwagtinge van hom gehad. Ek weet nie hoe laat hy gaan slaap nie, maar die Bybel sê, dit was al donker, toe is daar nog steeds stringe mense. Toe is die hele dorp by sy huis. En dan sê hy verder, nog voor son op die volgende oggend, toe dit nog donker was, toe het Jesus opgestaan en op 'n stil plek gaan bid. En wat ons sien is, hy was doelbewus met sy gebedslewe. 'n Hegte verhouding met iemand is nooit per toeval. Jy gaan nooit naby aan iemand raak per ongeluk nie. Dit gebeur nie sommer net, nou is ons boesemvriende. Dit werk nie so nie. Jy kan nie naby aan 'n vriend of aan 'n eggenoot kom sonder tyd nie. En een van die beste dinge, net so 'n gratis tip vir jou, een van die beste dinge wat jy vir jou huwelik kan doen, is doelgerigte, gereelde tye van koneksie. Dat jy tyd maak om vir mekaar te kyk en vir mekaar te luister. Nou as dit so belangrik is in huwelik, soveel meer of net so belangrik is dit met God. As ons nie tyd maak vir hom nie, dan gaan dit nie gebeur nie. En nou weet ek, ons almal sê, Jesus, ons is so besig. Jesus kon baie maklik gesê, Jesus, ek was so besig, ek het laat in die bed gekom. Wat doen hy? Hy gaan staan op voor die son opkom. Dit was sy prioriteit. Dit was vir hom belangrik. So ek wil net uitwys dat prioriteit en ongerief baie keer hand aan hand gaan. Ek kan jou verseker, as jy laat in die aand gewerk het, is dit nie gerieflik om die volgende oggend voor douverdag op te staan om te bid nie. Niemand van ons gaan dit sommer net gebeur, veral nie die eerste keer nie. Dis ongerieflik, dis nie lekker nie. Daai iPhone van hom het afgegaan en hy het dalk 1 of 2 keer gesnoes, maar hy het opgestaan en hy het gaan bid want dit was vir hom 'n prioriteit. Ek ken mense wat winter, somer, maak nie saak wat die seisoen is nie, staan hulle 4:30 in die oggend op om te gaan oefen. Van alle dinge, om te gaan oefen. Hoekom? Want dis vir hulle 'n prioriteit. Dit is vir hulle belangrik. Nou as jy dit kan doen om te oefen, kan jy dit doen om te bid. Dit hang alles af van wat is jou prioriteit. Dit hang alles af van hoe belangrik dit vir jou is. Dis waar dit gaan. Die volgende, en dit sluit actually aan by my volgende punt, wat Jesus het tyd gemaak vir gebed. Jesus het tyd gemaak vir gebed. Ons kan maklik sê ek het nie tyd nie. Ek weet ons het nie tyd nie. Ek weet ons is almal besig. Maar Jesus het nie gewag tot daar ewe skielik tyd opdag. Wow, nou het ek 'n uur in my dag, nou kan ek bid. Hy het nie gewag vir dit nie. Hy het tyd gemaak, hy het tyd uitgekoop, hy het spesifiek gesê, ek gaan hierdie tyd uitsit, al is dit ongerieflik, al is dit nie lekker nie. Ja, Lukas 5 vers 15 en 16, die nuus oor Jesus het egter nog verder versprei, groot skares het om hom saamgedrom, om na hom te luister en van hulle kwale genees te word. Hy het hom egter gereeld teruggetrek na afgeleë plekke en daar gebid. Hy het gereeld homself afgesonder. As die lewe druk raak, en ek weet ons het druk lewens, ons is besig. As die lewe druk raak, dan raak die lewe ook moeier gekompliseerd. Jy het meer besluite om te neem. Jy het krag nodig, jy het wysheid nodig. Jy kan nie sonder gebed nie. Maar ons stel, die eerste ding wat ons uitstel is, ek het nou nie meer tyd om te bid nie. Ek voel te moeg, ek is oorlaai, ek is te besig. Ek gaan nie tyd hê om te bid nie.
Ons het God se teenwoordigheid, sy krag, sy wysheid, sy onderskeidingsvermoë en sy leiding soveel meer nodig as die lewe swaar raak, as die lewe besig raak, as jou program vol raak. Dan is die laaste ding wat ons eintlik kan bekostig om uit te stel om te bid. Maar is ongelukkig die eerste ding wat ons baie keer nalat. En hulle kyk na Jesus, die disippels kyk na Jesus en hulle besef, hierdie man maak nie verskonings nie. Hy gaan nie sê, nee, maar ek het nou vreeslike lang ure of ek voel nou nie vandag lekker nie. Dis vir hom 'n prioriteit en hy sit tyd uit vir dit. Ons lewe, ek dink, in een van die moeilikste tye om te bid. Ons generasie is nie gegeer vir gebed nie. Afsondering, stil sit, luister, daai tipe goed, konsentrasie, dis net alles woorde wat nie eintlik meer in ons wêreld bestaan nie. Mense weet nie meer om stil te sit sonder 'n foon nie. Hulle weet nie meer hoe om te bid sonder om dat daar geleide is en stimulasie is nie. So dit ek besef en ek erken, dis uitdagend vir ons almal. Maar ons kan nie toelaat dat dit by ons steel nie. Ons het vooraf beplande oomblikke nodig, wat ons die wêreld tot halt roep en sê, okay, ek gaan nou al hierdie geraas stil maak en ek gaan nou by Jesus wees. Ek gaan nou met Jesus praat en hy gaan nou met my praat. Volgende sien ons dat Jesus het 'n plek gekies. Hy het 'n plek vir gebed gehad. Die Bybel praat telkens van hom, hy het homself afgesonder, hy het na 'n afgeleë plek gegaan, hy was lief om in die berge te gaan bid, in tuine te gaan bid, in die natuur. In Matteus 6 vers 6 sê hy, wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. En ek wonder vir hoeveel van ons is dit nog 'n daaglikse, of 'n weeklikse, of 'n maandelikse realiteit, waar jy die stilste kamer in jou vertrek, en hier moet ek, my vrou se idee is, die kinders is die hele huis vol, waar gaan ons bid? Sy gaan sit in die kar, sy maak haarself in die garage, in die kar toe, en sy sit daar in bid. Die stilste plek in die huis. Dit is wat Jesus gesê het, gaan na die stilste vertrek, daar waar jy jouself kan afsonder. Maak 'n plan, iewers moet daar 'n manier wees, waar jy kan stilte kry, waar jy kan vrede kry, waar jy by Jesus kan wees. Sonder jouself af, kom weg van die geraas. En raak ontslaaf van die dinge wat jou aandag af kan trek. Daai foondemoon, soos Albertus dit noem. Daai ding is ons grootste gebedsteler. Jy begin net lekker bid en dan ewe skielik voor jy kan sien is jy by Instagram. Jesus het ook vir hulle 'n gebedspatroon gegee, wat na daai skrif het hy vir hulle die Onse Vader geleer. Ek gaan nou nie in detail in dit ingaan nie, dis 'n hele preek op sy eie, maar die bottom line van dit is, jy hoef nie altyd te wonder wat moet ek bid nie. Jy kan deur die Ons Vader bid, lyn vir lyn, en jy kan by dit aanlas. Jy kan deur 'n psalm, vat 'n psalm 23, die Here is my herder, en dan bid jy dit, Here, dankie dat U my herder is, dankie dat U vir my omgee, dankie dat ek veilig kan wees by U, dan las jy net jou eie woorde aan, by 'n bestaande gebed. Daar's gebede van Paulus in die Nuwe Testament, in sy briewe, daar's beloftes in die woord, wat ons kan gebruik om te bid. Ons hoef nie te wonder wat om te bid nie. Wat ons volgende sien by Jesus is dat hy voortdurend gebid het. Ja, hy het afgesonder, hy het aparte tye van gebed gehad, maar hy het ook deur die dag gebid. En daar, volgende slide, is daar 'n hele lys van tye wanneer Jesus gebid het. Ek gaan 'n paar vir jou uitlig. In die oggend, voordat hy na Galilea vertrek het, terwyl hy met die Joodse leiers gepraat het, voor hy op die water geloop het, by die terugkeer van die 70, wat ek probeer sê is, deur sy dag, het hy gebid oor wat ook al op sy pad gekom het. Wat ook al gebeur het, wat ook al die omstandighede was. Hy het vir Jesus, hy het God die Vader ingebring in sy dag in. Hy het 'n gewoonte gehad om deur die loop van die dag te bid, oor wat ook al hy teëgekom het. Soos sy dag gevorder het. Efesiërs 6 vers 18 skryf Paulus, by elke geleentheid, wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. In Engels praat hy van every kind of prayer, with every kind of prayer. Het jy geweet as verskillende soorte gebed? Jy hoef nie net te vra nie. Vra is 'n belangrike deel van gebed, maar daar's soveel meer. Bid oor waaroor jy omgee.
waarmee jy besig is, wat oor jou pad kom, wat in jou gedagtes is. As dit in jou gedagtes is dit op God se hart. Praat met hom soos jou beste vriend. Vertel hom wat in jou lewe aangaan. Wat maak jou kwaad? Wat maak jou gelukkig? Waarmee is jy frustreerd? As jy seer het, as jy teleurgesteldheid, vertel dit vir hom. Kla by hom, hy gee nie om nie. Hy het nie 'n probleem daarmee as ons selfs vir hom kwaad raak nie, frustreerd met hom raak nie. Hy wil hê ons moet oop en eerlik wees op elke geleentheid met elke tipe gebed. Nou daar is lofprysing en aanbidding soos wat ons vanoggend gedoen het. Jy kan dit in gebed doen. Daar's in danksegging, daar's intersessie. Kla is 'n vorm van gebed. Het julle al die woord klaagliedere gehoor? Dit is 'n hele boek in die Bybel waar hulle net kla. En hulle as jy gaan kyk in die psalms, 1/3 van omtrent van die psalms is 'n gekla. Hulle sê, Here, waar is U? Wanneer gaan U nou opdaag? Wanneer gaan U iets doen? So, ons kan by die Here kla. Ons kan sê, Here, ek verstaan U nie. Hoe werk hierdie goeters? Die Here kan dit hanteer. Hy verwelkom dit as ons oop en eerlik met hom kan wees. En dan natuurlik luister. Maak ons tyd om vir die Here te luister. Ons praat en dis goed en nodig. Maar partykeer moet ons net stil bly en sê, Here, is daar iets wat U vir my wil sê vanoggend? Is daar 'n woord wat ek moet hoor? Is daar 'n liedjie wat by jou opkom? Of 'n skrif wat by jou opkom? En dit is presies wat jy nodig gehad het vanoggend om te hoor. Maak tyd om te luister. Filippense 4:6 sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen. En God se vrede wat meer is as wat 'n mens kan dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Wanneer jy bekommerd voel, wanneer jy gespanne is, wanneer jy oorweldig voel, wanneer jy onseker is, wanneer jy twyfel, wanneer jy wonder oor iets, maak dit aan God bekend. Jy hoef nie met daai goed alleen te loop nie, maak dit aan die Here bekend, soos en wanneer dit gebeur. Sê jy, Here, ewe skielik voel ek gespanne oor my kind se gesondheid. Ek gee dit vir U. Ek bid dat U hierdie las sal wegneem. Here, ewe skielik dink ek aan die oorlog in Iran. Here, mag U wil geskied, mag U koninkryk kom. Here, ewe skielik is ek bekommerd oor finansies of oor wat ook al. Soos wat jy deur die dag vorder, gee dit vir die Here. Gooi daai laste op hom konstant. En ontvang sy vrede, ontvang sy perspektief, ontvang sy krag. Dis nie iets wat mens net in die aand of net in die oggend hoef te doen nie. Want ons tel bagasie op, soos wat jy deur die dag loop, het jy 'n rugsak en jy gooi 'n klomp goed in jou rugsak. En dis eintlik onnodig. Haal hulle uit, gooi hulle vir die Here. Cast your burdens unto him, because he cares for you. Laat gebed vir jou word soos die vaskulêre stelsel van 'n plant, wat die voedingsstowwe en die water deur die plant vervoer, reg deur die dag, elke oomblik vir die dag. Ek wil vir Pieter nooi om 'n getuienis te kom deel met julle, wat aansluit by hierdie woord, so hy gaan my nou help preek. Ek het my gevra om vir julle getuienis te gee oor gebed, en vir julle 'n bietjie te vertel van my lewe, en my huwelik. Nou, ek en my vrou Annette is in 2014 getroud, en ons droom was om die Here saam te dien. 'n jaar later is ons geskei. Sy het my verlos en ek was kwaad. Ek was erg kwaad en ek het hoe enigiemand wat besluit om die Here te dien, hoe jy weer 'n egskeiding kan gaan, hoe jy dit kan los. Life happened van daar af en min of meer 'n jaar later is ons weer getroud. Toen ek die Here tot weer by mekaar gebring op 'n manier. En ons is weer getrouwd en dit was 2016. 2016 tot 2024 was lof. Ons het in George gebly. COVID het gebeur soos almal weet en in Augustus van 2020 is hy net gediagnoseer met ovarian kanker. Ons het dit gelukkig veilig gekry. Sy's groot miracle deur hospitaal in en uit in die middel van COVID waar niemand in hospitaal het toegelaat is nie. En sy's vandag is sy skoon na die Here. Ons het
Ons het nie kinders saam nie, sy het kinders in haar eie, ons het baie keer meningsverskille gehad oor goeders. Maar dit was regtig af en in einde 2024, Oktober 2024, toe het sy weer oornag goed gevat en geloof. En sy het mos baie getrek, sy het werk net gekry. En in daai tyd, 2016 tot 2024, het, ja, as ek sê dit was op, dit was op. En ek het, my outcry was aan die Here toe die hele tyd gewees om vir te sê, Here, want ek was in 'n posisie waar ek wil. En ek het net vir Here gevra, Here help, Here help, Here help. En hy het vir my van dag tot dag die krag gegee om net vorentoe te gaan, en op slag vorentoe te gaan. Ek het Oktober 2024, ek toe ook ons baie getrek, ek is ook by die land besluit. En ek en Rikus het van 'n pad sondag gaan stap en weet hy, eendag sy koffie het hy vir 2 ure geluister na my lewe en die situasie waarin ek myself bevind het. En met soos wat ons bietjie by mekaar gekuier het, gesels het dit, dinge het net erger en erger geraak tussen my en hy. Ons het op 'n stadium glad nie eens meer met mekaar gepraat nie, en ek en Rikus het kontak en hom gesê, ek wil met jou gesels en ek is op 'n punt waar ek moet wegloop vir my eie bou van alles. En dit was ook van die af, dit was in Oktober van laas jaar, ja. Oktober laas jaar, die 22 Oktober laas jaar, vir die manne wat saam met my in die Connect groep is, het ek toe vir die eerste keer vir hulle vertel wat besig is om in my lewe gebeur. En die Here het dit ook om ons harte gelê om te bid, te sê, luister, ons gaan elkeen van ons in die Connect groep gaan vir jou bid, vir jou in jou lewe. Maar aan my agterkop het ek was klaar half met my een voet by die weer uit. En almal het daai aand vir my huwelik gebid. En die volgende dag was net sy verjaarsdag. En ek het gevoel ek wil nie regtig met haar praat nie, maar ek sal hom maar 'n lyk gee en dit. En of ek nie 'n lyk gee in die geval was, ek gestuur het iemand 'n lyk verjaardag so aan, en sy het dan my sy sê vir my, kan ons sometime aan koffie drink. Ek sê laat ons skap 'n koffie drink, so self. Die selfde dag later, toe sy sê, ek het vroeg klaar gemaak om net dus ons vandag aan koffie drink. Ek sê, oké, trust hierdie nou nie lekker, jy weet die vrou het nou 3 keer wat sy weggeloop het. Ja? So ek is bietjie skepties, maar sy wil gesels. Ons gaan sit op 'n spur, drink 'n koffie en ek kan nie vir julle sê wat gebeur het nie, behalwe dat die Here opgedaag het en gebeur het. En daai aand, ek weet nie, die volgende dag, daai vrou het gedraai van 180 grade. En ons is 'n paar maande later, in Januarie hierdie jaar, het ons weer in dieselfde huis getrek. Ons is nog steeds getroud, was nog steeds getroud, ons het nooit regtig geskei nie, maar dit was naby. En ons is vandag beter as wat ons nog ooit was. Ons doen dinge wat ons nog nooit saam gedoen het nie. Ons bid saam, ons dien die Here saam. En soos Rikus my remind, dit is 'n absolute wonder. So ek hoop dit bemoedig julle die krag van gebed. Moet nooit ophou bid nie. Nooit ophou vra nie. Jy gaan miskien nie vandag, ek het 2016 tot 2024 het ek gebid. En ek het nie antwoord gekry nie, ek het nie uitkoms gekry nie. Was of tot een aand wat die hele kerk se man saam ons saam bid het, sê ons steek vanaand vir jou. En ek dank die Here daarvoor. So ja, dankie. Ek kan nie vir julle sê hoekom het dit soveel jaar gevat vir hom om die resultaat, die antwoord te sien van sy gebed nie, maar wat ek weet is, wat gebeur het 'n wonderwerk was. Dit was nie enige iets anders as 'n wonderwerk nie. En dit was 'n resultaat van gebed. So, partykeer weet jy nie hoe lank jy gaan moet bid nie. Partykeer antwoord die Here dadelik. Partykeer antwoord hy op maniere wat jy nie gedink het hy gaan nie.
Partykeer is daar vertraging, maar wat ons weet vir 'n feit, is daar is krag in gebed. En as ons dit betwyfel, dan maak ons 'n groot fout, want dit is wat die disippels in Jesus gesien het. Hulle het gesien, daar is krag in gebed. Jakobus 5 vers 16 sê, die gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. Ek wil net gou kyk, wie is regverdig hier by ons? Okay? As jy nie jou hand opgesteek het, beteken jy is nie weergebore nie. Okay? Want 'n weergebore Christen is regverdig, jy is geregtig. Okay? So wat hy sê is, elke Christen se gebed is kragtig in sy uitwerking. Kragtig in sy uitwerking. En dan gaan hy aan, hy sê, Elia was 'n man net soos ons, en hy het vurig gebid, dat dit nie moet reën nie. En dit het 3 jaar en 6 maande lank nie op die aarde gereën nie. Toe hy weer bid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug opgelewer. Ek het hierdie skrif gekies, want ons kan sê, ja, maar Jesus was God. So natuurlik is sy gebede kragtig. Natuurlik gaan daar groot goed gebeur as hy bid, hy's God. Maar hierdie skrif maak 'n punt daarvan om vir ons te sê, Elia was nie God nie, en hy was niks spesiaal nie, hy was 'n mens net soos ons. So wat die skrif ons inspireer en motiveer om te sê, ons kan ook kragtige dinge sien gebeur as 'n resultaat van ons gebed. En waarvan Pieter se getuienis een voorbeeld is, van miljoene wonderwerke wat daagliks gebeur as 'n resultaat van gebed. Ons gebede is kragtig in hulle uitwerking. Jesus het ons geleer, laat u koninkryk kom. Met ander woorde, sy koninkryk het nog nie ten volle gekom nie, en omdat ons bid, sal sy koninkryk verder kom. Hy het gesê, laat u wil geskied. Met ander woorde, sy wil geskied nog nie ten volle op aarde nie. En omdat ons bid, sal sy wil verder geskied op die aarde. As ons nie bid nie, wil ek eers daai sin verder klaarmaak nie. Want dit is hoekom ons moet dit. Ons is geroep om 'n kerk te wees, om 'n mens, om die kerk te wees wat in gebed gewortel is, geanker is in gebed, wat dit prioritiseer, wat tyd daarvoor opstel, wat volhard daarin, wat deurdruk wanneer dit moeilik raak, en wat transformasie bring as gevolg daarvan. Nou jy kon nou na al hierdie goed geluister het, en wat ek nou gesê het, en jy kan voel, ek kan nie hierdie goed doen nie, jy verstaan nie my lewe nie, jy dink ek kan dit nie doen nie, en die heel eerste punt wat ek gemaak het, van skuldgevoel en skaamte, en jy voel net soos, hierdie is moeilik, ek kan dit nie doen nie, dan het ek nou 'n skrif vir jou. Romeine 8 vers 26 sê, die Gees van God help ons ook nog boonop in ons onbeholpenheid. Voel jy onbeholpen in gebed? Jy vergelyk jy met Jesus en jy dink, ek skiet ver te kort. Die Gees van God help ons in ons onbeholpenheid, in ons swakheid. Ons weet immers nie mooi wat en hoe ons moet bid nie. So ons weet die Heilige Gees help ons, maar hierdie skrif sê spesifiek in gebed spesifiek, help die Heilige Gees ons om te bid. Wat moet ons doen? Wat staan ons te doen? Here, leer my om te bid. Dis wat ons moet bid. Here, leer my om te bid. Ek sukkel, ek kry dit nie reg nie, ek kry nie gefokus nie, ek is verveeld die helfte van die tyd, het voel nie of ek 'n verskil maak nie. Here, leer my om te bid, want ek weet ek mis uit. Ek weet ek mis uit op wat kan gebeur, wat ek kan sien, wat ek kan beleef, intimiteit, nabyheid met Christus, wat ek nie nou het nie. Here, leer my om te bid. Dit moet ons gebed wees. As jy kyk na jou kalender, ek gaan nie kyk nie, jy kan kyk na jou kalender, hoe jy jou tyd spandeer, sal iemand jou daarvan beskuldig, dat gebed 'n prioriteit vir jou is? Kan hulle van jou sê, gebed is vir Driekus 'n prioriteit? Want ons sien dit op sy kalender. Ons sien dat hy tyd uitsit, as dit nog donker is, as dit al donker is, in die middel van die dag, wanneer ook al, daar's tyd gemaak vir gebed. Ons sien dat daar 'n prioriteit is, deurlopend. Nie ure nie, van ons kan ure bid, en wonderlik, prys die Here vir daai mense. Dit gaan nie oor die tyd nie, dit gaan oor die
Consistency, wat is daai woord in Afrikaans? Oor die konsekwentheid, daai woord, ja. Dit is waaroor dit gaan. Om konstant in gebed te wees. My volgende vraag is, het jy 'n daaglikse gebedsritme? Waar jy verhouding bou met God in 'n afgeleë plek in die binnekamer? Indien nie, wil ek jou uitdaag hierdie week. Begin met 5 minute. Moenie begin met 1 uur nie, jy gaan jouself in die voet skiet. Begin met 5 minute en sê, Here, leer my om te bid. Ek is hier, U is hier, kom ons praat. Leer my om te bid. Begin met 5 minute. Miskien kan jy die volgende week het strek na 6 minute. Maar begin met 5. As jy nog niks gedoen het nie, begin met 5 minute. En ons vertrou die Here dat dit gaan bou van daar af. Here, leer ons om te bid. Kom ons bid saam. Jesus, mag ons almal geïnspireerd wees vanoggend deur U, deur hoe U gebid het, hoe U gebed benader het, wat 'n prioriteit dit vir U was, hoe U dit 'n deel van die lewe gemaak het. En as ons voel as ons tekort skiet, Here, dankie dat die Heilige Gees gestuur het. Ons is nie alleen nie. Ons hoef nie onsself te verander nie. Ons kan onsself nie verander nie. In ons hart het ons baie keer 'n begeerte na U, maar ons vlees is swak. Ons vlees sukkel. So Heilige Gees, kom help ons. Kom help ons om bidders te word. Om nie dit te delegeer aan ander mense en te hoop iemand anders bid nie. Maar om self erns te neem om verhouding met U te bou. En om in te tree in gebed. Here, maak ons mense wat lief is vir U teenwoordigheid, lief is om tyd saam met U te spandeer, lief is om die woord te bid, lief is om vir mekaar te bid, dat gebed waarlik waar vir ons 'n waarde sal wees. Here, leer ons bid, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.